Geliefdes, u kan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1, ons lees vanaf die eerste vers. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar so skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Geliefdes, ons teksverse by die bediening van die woord vanmôre is verse 1 en 2. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat beteken die woordjie welgeluksalig? Ons lees dit dikwels in die Bybel, maar dis een van daardie woorde in die Bybel wat min van ons dalk regtig verstaan. En tog is dit 'n baie belangrike woord om te verstaan, omdat dit so ryk is aan betekenis. Wanneer ons skrif met skrif vergelyk, dan begin 'n mens iets van die betekenis daarvan begryp. Ons het vanmôre saam gesing, ons die wet van die Here uit Gesang 58,
wat 'n beruiming is van die bergpredikasie, spesifiek die saligsprekinge van die Here Jesus, waar hy gesê het, salig is, en dan noem hy 'n paar voorbeelde van mense wat salig is. Nou daar word 'n Griekse woord gebruik wat 'n ekwivalent is vir die woordjie welgeluksalig, en dan vertaal ons dit met salig. In Engelse vertalings word dit dikwels vertaal met geseënd. Nou die HAT, die handwoordeboek vir die Afrikaanse taal, definieer welgeluksalig as die hoogste vorm van geluk. Wat natuurlik 'n baie raak beskrywing is. In goeie Afrikaans sou ons sommer net kon sê, welgeluksalig beteken, jy is sielsgelukkig. Jy kan nie gelukkiger wees as om welgeluksalig te wees. Jy is die gelukkigste van die gelukkiges. En wanneer 'n mens die betekenis van hierdie woord begin verstaan, dan besef ons dat welgeluksaligheid die een ding is waarna alle mense in hulle lewens smag. Almal hier binnekant ons soek op 'n bewuslike manier of op 'n onbewuslike manier na hierdie sielsgeluk. Ons soek na dinge wat dit vir ons kan gee. Niemand van ons trou byvoorbeeld met die doel om ongelukkig te wees. Ons trou omdat ons graag gelukkig wil wees. Ek is gelukkig wanneer ek met hierdie meisie uitgaan. Ek is gelukkiger wanneer sy ja sê om met my te trou, en ek is op my gelukkigste wanneer ek uiteindelik voor die kansel staan en die knoop deurraak. As ons gaan studeer, dan kies ons nie vakrigtings waarvan ons nie hou nie. Ons kies nie 'n vakrigting waarin ons weet ons nooit gelukkig in sal wees as ons eendag in daardie beroep moet staan. Ons voed ons kinders op met die verwagting dat hulle ons eendag gelukkig sal maak. Dat hulle sal presteer. Dat hulle nuwe horisonne sal bereik. Of dat hulle ten minste goeie maniere en goeie waardes sal hê, ordentlike mense sal wees. Nou, wanneer 'n mens nog klein is en jy word groot in 'n redelik normale huis, dan aanvaar ons dood eenvoudig dat geluk maar net daar moet wees. Min kleintjies is ongelukkig. Hulle is meeste van die tyd baie gelukkig. Want hulle aanvaar dit maar net as vanselfsprekend dat 'n mens gelukkig moet wees. Dit amper soos 'n basiese mensereg. Hoe ouer 'n mens ek word, hoe meer word jy ontnigter. Jy kom agter dat die lewe nie altyd net gelukkig en voorspoedig is nie. Daar gebeur ook baie slegte dinge met goeie mense. Slegte dinge wat hierdie geluk in jou lewe wil ontspoor. Maar al word ons ontnigter, bly glo ons tog dat geluk nog altyd vir enige iemand beskore is. Geluk is steeds vir jou beskikbaar, so redeneer ons, maar om dit nou te kry, is dit nie meer soos 'n kleintjie wat dit maar net as vanselfsprekend aanvaar nie. Om nou geluk in jou lewe te kry, moet jy gaan werk daarvoor. Jy moet iets doen om gelukkig te wees. Baie mense sal vir jou sê, geluk is 'n keuse. En daarom soek mense baie keer hulle geluk in 'n klomp verskillende dinge. Party mense se geluk hang af van die dinge wat hulle besit. Materiële dinge. Ons dink wanneer ons 'n nuwe, groter, beter huis vir onsself kan koop, of dalk 'n nuwe motor kan ry, of dalk die nuutste PlayStation kan besit, dan sal dit ons gelukkig maak. Ander mense se materiële welvaart maak ons dan ook ongelukkig. As ons sien hoe voorspoedig is ander mense en hoe goed dit met hulle gaan. Ons raak jaloers op hulle voorspoed.
Want ons soek ook die geluk wat ons dink daardie welvaart vir hulle bring. Hoe weet jy soek jou geluk in materiële dinge? Broers en susters, wanneer jy gedurig ongelukkig en ontevrede is met dit wat jy het, en jouself meet aan hulle wat meer het as jy, dan moet ons onsself ernstig afvra, lê my geluk nie dalk in materiële dinge nie. Wanneer jy altyd die nuutste en die beste motor moet besit, of wanneer 'n ou skrapie aan jou motor, aan daardie spog nuwe motor jou vir dae in 'n onbeskofte buffel verander, dan moet jy dalk begin wonder, of lê my geluk nie in die materiële dinge nie. Ander mense glo weer, hoe meer hulle presteer, hoe gelukkiger sal hulle wees in die lewe. Hulle is baie gedrewe, en hulle wil altyd die beste wees, hulle wil altyd eerste staan in die klas, hulle wil altyd die beste punte kry, hulle wil altyd die belangrikste posisie beklee by die werk, nog 'n graad voltooi, nog 'n trappie klim op die korporatiewe leer. Heel wat mense soek weer hulle geluk in die aanvaarding van ander mense. Hulle dink, hulle sal gelukkig wees wanneer ander mense van hulle hou. Hulle sal alles doen om ander mense tevrede te stel. Hulle sal selfs hulle beginsels prysgee, en dit wat nog altyd vir hulle belangrik was, net sodat hulle aanvaarbaar kan wees vir die wêreld, net sodat hulle vriende kan hê. Hulle hou daarvan om in te voel, want dit laat hulle waardevol voel. En as hulle waardevol voel, dan glo hulle, gaan hulle gelukkig wees. En dis nie net kinders wat daarvan hou om in te wees nie, broers en susters. Groot mense hou baie meer daarvan om in te wees, as wat kinders baie keer daarvan hou. Vir party van ons is ons huwelike en ons gesinne die hoogste bron van ons vreugde. Paartjies leef so vir mekaar. Alles wat hulle doen, alles wat hulle in hierdie lewe beleef, doen hulle vir mekaar. En wanneer een van die twee in die gesin dan partykeer die ander een teleurstel, dan is hulle geneig om heeltemal uit mekaar uit te val. Want die bron van ons vreugde het opgedroog. Dit wat ek voor geleef het om my gelukkig te maak, het my teleurgestel. Dieselfde met ons kinders. Hoeveel ouers is nie al platgeslaan omdat hulle kinders hulle teleurgestel het nie? Hulle verwyd hulle self die hele dag. Hulle voel soos 'n mislukking, hulle voel waardeloos, want sien, hulle bron van vreugde het hulle teleurgestel. En weet jy wat is die ergste van alles, broers en susters? Is dat ons baie keer ook godsdienst sien as 'n manier waarop ons vir onsself geluk kan bewerk. Ons lees ook die Bybel so, ons sal byvoorbeeld iets soos Psalm 1 ook in hierdie sin begin lees, as dit is hoe ons dink oor godsdienst. Want ons redeneer, as ek net my Bybel lees, as ek net kerk toe kom, as ek net doen wat die Here vra van my in sy woord, dan sal die Here my mos seën en my mos voorspoedig maak. Dan sal ek mos geluk ontvang. Hoor hoe sê ons, as my dag sleg begin het, of sleg eindig, dan sê ons gewoonlik, dit is omdat ek nie vanoggend Bybel gelees het nie. Dit is hoekom my dag skeef geloop het. Sien nie wat doen ons met godsdienst? Godsdienst raak die kommoditeit waarmee ons met die Here onderhandel om vir ons geluk te gee. Here, ek het dit gedoen, nou moet U vir my geluk gee. Die probleem is egter, broers en susters, dat hierdie dinge teleurstel. As jou nuwe kar gestamp word en in sy pietjie gery word, as jou nuwe selfoon val en breek, as jou vriende jou verwerp ten spyte daarvan dat jy die regte klere aan het, die regte dinge sê om in te pas by hulle, die regte dinge doen en hulle nog steeds met jou niks te doen wil hê nie. As jou man of jou vrou of jou kinders jou teleurstel,
as jou geluk daarmee heen. Niks van hierdie dinge is blywend nie. Nie eens as jy jou godsdiens gaan probeer gebruik as 'n manier om vir jouself geluk te verseker nie, want dit is nie die rede en die doel waarvoor die Here vir ons godsdiens gegee het nie. Wanneer ons geluk, en dit is die fout wat ons baie keer maak, ons maak ons geluk afhanklik van eksterne faktore. Iewers van buite af, van my gesin, of van my vrou, of van my man, of van my kinders, of van my werk, of van my besittings. Hierdie dinge moet my gelukkig maak. En wanneer ons geluk afhanklik is van eksterne faktore, broers en susters, dan kan ek u verseker, gaan u nooit ophou soek na geluk nie. En tog, broers en susters, is ware geluk wel geluksaligheid. Nie onmoontlik nie. Maar dan moet ons besef, dit is nie iets waarvoor jy kan werk, of iets wat jy op een of ander manier kan verdien nie. Ware geluk is 'n gegewe vir 'n kind van die Here. Nou geliefdes, om te verstaan dat ware geluk 'n gegewe is, moet ons eers 'n bietjie gaan seker maak wat ware geluk en innerlike vreugde is. Eerstens, bestaan ware geluk nie noodwendig net daar waar dit met mense goed gaan en daar waar mense nooit teëspoed beleef nie. Dis hoe ons dink. Ons dink mense wat altyd voorspoed het, altyd rykdom het, hulle is altyd gelukkig. Gaan praat 'n bietjie met kinders wat baie keer uit sulke huise uitkom en hulle sal vir jou sê, my pa en my ma is nooit daar nie, ek is ongelukkig. Gaan kyk watter kinders is dit wat baie keer selfmoord pleeg. Uit watter huise uit hulle kom. By arme mense tel mens dikwels 'n groter innerlike vreugde en geluk op as by welvarende mense. Ek meen, ons moet die sommetjie maak. As ons dan redeneer dat geluk en vreugde net by hulle te kry is wat voorspoed en rykdom in hulle lewens beleef, hoekom is dit dan so dat baie arme mense baie keer baie gelukkiger is as die rykste mense? Dan kom ons agter maar, ware geluk gaan dus oor iets meer. Ware geluk beteken ook nie dat ek die hele dag met 'n glimlag op my gesig moet rondloop en dat ek nooit hartseer gaan wees nie. Ware geluk beteken ook nie dat ek alles gaan kry wat my hart begeer nie. Nee, broers en susters, ware geluk is nie afhanklik van uiterlike dinge nie. 'n Mens is eers waarlik gelukkig wanneer jy iets besit wat niemand van jou kan wegneem nie. Dis om iets te besit wat vir jou vrede gee te midde van jou moeilikste omstandighede. Soos wanneer al hierdie dinge wat jy gedink het jou gelukkig kan maak, weggeneem word, dan gee ware geluk nog steeds vir jou vreugde. Iemand wat waarlik gelukkig is iemand wat nie bang is om dood te gaan nie. Dis iemand wat nie bang is om voor die regterstoel van God te gaan verskyn nie, en rekenskap te gee nie. Ware geluk is om vry te wees van 'n sonde las wat my terughou. Is om vry te wees van skuldgevoelens. Ware geluk is om te weet, my waarde word nie gemeet aan wie ek is en wat ek gedoen het nie. Ware geluk is om te weet, jy het hoë waarde, al is jy nie eens getroud nie. Ware geluk is om te weet, jy besit 'n beskerming en 'n sekuriteit wat niemand van jou kan wegneem nie. Ware geluk is om seker te wees, 100% seker te wees, ek is geliefd. En dis van hierdie geluk wat Psalm 1 praat. Ekskuus tog. Die hoogste vorm van geluk en vreugde, sê die Here in hierdie Psalm,
is 'n gegewe vir hulle wat die wet van die Here liefhet, dit oordink en dit doen. Nou wie is dit wat die Here se wil doen en sy wet oordink? Dis die Here se kinders. Met ander woorde, welgeluksaligheid is 'n gegewe vir kinders van die Here. Dis wat Psalm 1 sê. Luister na vers 1. Vers 1 begin so: welgeluksalig is die man. Daar staan nie geskrywe, doen die wet van die Here, dan sal jy welgeluksalig wees nie. Hier staan ook nie geskryf, omdat jy die wet van die Here gedoen het, daarom sal ek jou welgeluksalig maak nie. Psalmdigter begin met 'n stelling. Hy sê, welgeluksalig is 'n kind van die Here. Dis 'n gegewe. God se seën en die geluk wat hy vir sy kinders gee, hang nie af van hulle prestasies soos om die wet van die Here na te kom nie. Dis 'n gegewe vir hulle wat in Jesus Christus glo. Dis deel van die pakket om 'n gelowige te wees. Om dit te verstaan, geliefdes, moet ons na die vergelyking gaan kyk wat in hierdie Psalm gebruik word. Gelowiges, sê die psalmdigter, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hoor mooi, die boom het nie van self daar opgekom nie, die boom is by die waterstrome geplant, iemand het hom daar gaan plant. Hierdie boom, sy blare verwelk nooit nie, sê die psalmdigter, want hy is verbind aan die waterstrome wat hom gedurig voed. Nou die verskil tussen hierdie boom wat by waterstrome geplant is en 'n boom wat daar buitekant in die veld en in die wildernis geplant is dat die een konstante toegang het tot 'n lewensbron. 'n Boom wat buite in die veld geplant is afhanklik van eksterne faktore om te oorleef. Hy is afhanklik daarvan dat iemand hom kom nat maak of dat dit reën om te kan oorleef. As daar nie eksterne faktore is nie, dan gaan hierdie boom doodgaan. Die ooreenkoms tussen hierdie twee bome, die een wat in die veld geplant is en die een wat by die waterstrome geplant is dat al twee van hulle die elemente van die natuur beleef. Al twee bome beleef droogtes en veranderende weeromstandighede. Hulle beleef hitte en koue en storms. Maar net een boom is nie afhanklik van eksterne faktore vir sy oorlewing nie. Hierdie metafoor beeld die gelowige se lewe uit en verduidelik waarom geluk en diep innerlike vreugde vir gelowiges 'n gegewe is. In die Nuwe Testament uit leer ons dat Jesus Christus die fontein van lewende water is. So verduidelik hy aan die Samaritaanse vrou in Johannes 4. Hy sê, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hy het ons duur gekoop met sy kosbare bloed. Hy het ons skoon gewas. In hom, lees ons, is daar lewe in oorvloed. Want hy gee die ewige lewe aan elkeen wat in hom glo. Wanneer 'n mens nie die Here Jesus ken nie, geliefdes, en jou geluk bou op eksterne faktore buite God, dan sê soos 'n boom wat daar in die veld geplant is. En as dit nie gaan reën nie, as die eksterne faktore nie gaan voorsien nie, dan gaan jou blare doodgaan en die boom gaan uiteindelik vrek. Die psalmdigter verduidelik met 'n ander beeld. Hy sê, jy is dan soos kaf wat deur die wind verwaai word. Kaf is daardie dele van die koring wat vir ons nutteloos is. Die stokkies en die blare.
Jy het nie vrede nie, want jy vrees die oordeel. Jy is droog en betekenisloos en jou lewe stuur af op selfvernietiging, soos skaf wat uiteindelik nie net weggewaai word nie, maar wat verbrand word. Deur ons wedergeboorte het God egter sy kinders verplant. God het sy kinders uit die wildernis van sondeslawerny gaan uithaal en hy het ons kom inplant by die stroom van die lewe, Jesus Christus. Deur die Heilige Gees glo ons en is ons verbind aan Jesus Christus. In hom is ons lewe. Wie aan Jesus Christus verbind is, het 'n geluk en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, sê die Bybel. Hy vrees nie eens die dood nie. Want, sê Paulus in Romeine 8, nie eens die dood sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Die wonderlikste broers en susters is dat hierdie verbintenis juis in die moeilikste tye van die lewe vir ons die meeste beteken. Is dit nie so dat 'n boom wat by waterstrome geplant is, en wat droogte beleef, soos wat ander bome dit ook beleef nie? Is dit nie so dat daardie boom juis in daardie tye van sy lewe die meeste onttrek uit die fontein van lewende water nie? So is dit ook met gelowiges. Juis in die moeilikste tye van die lewe, dan put ons die meeste uit hierdie bron uit wat ons vreugde is. En word ons herinner deur die Heilige Gees dat niks ons uit die hand van die Here kan ruk nie. Die gewortel is in Christus, die ingeplant is by die lewensstroom, so iemand se fokus en sy uitkyk op die lewe verander. Ons hele lewe is nou nie meer afgestuur op die sinnelose gejaag na wind in die hoop dat ons iets sal kry wat ons dalk gelukkig kan maak nie. Die hooffokus van ons godsdiens is nie meer sodat God my kan seën en my gelukkig maak nie. Ons is wesensgelukkig. Ons is sielsgelukkig. Want ons kan niks meer kry wat ons gelukkiger kan maak as om die ewige lewe in Jesus Christus te hê nie. En daarom is ons hoogste doelwit nou om God se wil te doen. Geliefdes, 'n boom wat so by 'n konstante waterstroom geplant is, so 'n boom se hoofdoel is nie meer om aanhoudend water te soek nie. Het water. Water is vir hom gegeewe. Water is eintlik nou vir hom 'n bysaak. Hy kan nou fokus op dit wat sy eintlike doel hier op aarde is, en dit is om vrug te dra. Gelowiges wat dus geplant is in die bron van hulle vreugde, wat deel het aan Jesus Christus, hulle doel is ook nie om hier die hele tyd na geluk te gaan soek nie. Ons het dit. En daarom kan ons fokus nou wees, ons eintlike doel, naamlik om vrug te dra tot eer van die Here. Dis wat Psalm 1 vir ons leer. Psalm 1 gee goeie raad oor vrug dra. Eerstens sê hy in vers 1, behoort gelowiges hulle nie te assosieer met ongelowiges nie. Soos die Here Jesus ons geleer het, wees in die wêreld, maar moenie soos die wêreld of van die wêreld wees nie. Vers 1 verduidelik dit met 3 negatiewe stellings. Gelowiges wandel nie in die raad van die goddelose nie, staan nie op die weg van die sondaar nie, en sit nie in die kring van die spotters nie. Dit beteken nie ek mag nou niks met hulle te doen hê, maar dit beteken my lewe word nie beïnvloed deur hierdie mense en hulle denkwyse nie. Maar nou is dit so interessant dat wanneer
die psalmdigter hierdie 3 stellings maak, dan gebruik hy 3 werkwoorde wat 'n mens dadelik laat dink aan 'n ander gedeelte in die Bybel. Hy praat hier van wandel en staan en sit. Wanneer 'n mens hierdie 3 werkwoorde hoor, wandel en staan en sit, dan gaan jou gedagtes onwillekeurig na Deuteronomium 6, waar die Here praat oor sy wet, en hy sê hierdie dinge moet in jou hart wees, en jy moet daaroor spreek, as jy op pad is, as jy sit, as jy staan, as jy gaan lê. Dis die gedagtes wat in hierdie psalmdigter se kop speel, wanneer hy vir ons sê wat ons nie moet doen nie. Dan sê hy terselfdertyd ook vir ons wat moet ons doen, as ons dan wandel, as ons dan staan, as ons dan sit. Vers 2 verduidelik dit vir ons. Hy sê, hoe lyk iemand se lewe wat se fokus nou gerig is daarop, nie om gelukkig te wees nie, maar hoe lyk iemand se lewe wat klaar gelukkig is, en wat nou fokus op die Here se eer? Sy eerstens is jou behaag, met ander woorde, jou hoogste vreugde, is nou in die wet van die Here. Nou onthou nou net, as Psalm 1 praat oor die wet van die Here, dan bedoel hy nie die 10 gebooie nie, dit ook, maar wanneer hulle praat van die wet van die Here, dan bedoel hulle die woord van die Here. Elke woord wat die Here spreek, die Bybel. Het gaan oor elke opdrag in die Here se woord. Liewe broer en suster, is die Here se opdragte jou vreugde? Maak dit jou gelukkig om te doen wat die Here van jou vra? Of is dit vir jou 'n las? Is dit vir jou moeilik? Soek jy verskonings om rondom dit te kom? Gaan kyk dan, waar lê jou bron van vreugde? Gaan kyk dan, vra dan eerder, waar is ek geplant? Om God se wil te ken, sodat ek dit kan doen, is die tweede deel van vers 2, dis vir ons net so belangrik. Want daar sê die psalmdigter, iemand wat geplant is by 'n waterstroom, is iemand wat dag en nag die Here se wet oordink. Letterlik, die Here se wet bepeins, of diep daaroor gaan nadink. As jy Bybel lees jy maar net gou vinnig om klaar te kry en te kan sê, ek het daarom 'n stukkie gelees. Of as jy klaar gelees het, sit jy met die woord van die Here voor jou oop. En vat die woord van die Here en gaan dink na oor wat was die Here nou besig om vir my te sê in hierdie gedeelte. Wat sê die Here oor homself? En wat sê die Here vir my? As jy Psalm 23 byvoorbeeld lees en die Here sê, die Here is my herder. En jy gaan dink daaroor na en jy besef, ek moet vandag ver ry. Het daardie woord dan vir jou betekenis? Om te weet, die Here praat met my oor my rit. Die Here sê hy sal my beskerm en my bewaar. Behoort nie net oor God se wil na te dink wanneer ek stilte tyd hou nie, broers en susters. Of wanneer ek in die kerk is nie, maar in elke situasie. As ek by die skool is, in my werk, in die manier hoe ek met my werkers omgaan, tussen my vriende, in my verhouding met 'n ou of 'n meisie, behoort ek dit wat die Here in sy woord vir my sê, elke dag toe te pas. Ek moet elke dag vir my vra, hoe kan ek dit wat die Here vir my sê, prakties maak? En daar waar ek besig is elke dag. Want onthou net, die Here sê, jy moet sy wet as 'n voorhoofsband tussen jou oë bind, beteken dit moet heeltyd daaroor nadink. Hy sê, maar dit moet ook op jou hand geskrywe staan. Daar waar jy werk, daar waar jy besig is, want dis wat ons met ons hande doen. Die bedoeling is dat ons God se wet so goed moet ken, dat dit vir ons tweede natuur raak om die wet van die Here en sy wil te doen. Geliefdes, die woordjie welgeluksalig beteken om die hoogste vorm van geluk te beleef. Ons
maar skuldig daaraan dat ons dikwels daardie geluk gaan soek in eksterne faktore. Maar as ons nie geplant is by die bron van alle vreugde en geluk, Jesus Christus nie, dan sal ons nooit daardie geluk vind nie. Maar vir gelowiges is welgeluksaligheid deel van die pakket om 'n kind van die Here te wees. Sodat ons gefokus kan wees op ons eintlike doel hier op aarde. Want die Here het ons nie hier op aarde gesit sodat ons die hele tyd moet soek dit wat ons gelukkig kan maak nie. Hy maak ons gelukkig sodat ons die hele tyd kan soek wat hom gelukkig maak. Dis ons doel. Helen Keller het gesê, geluk word nie verkry deur die bevrediging van jou begeertes nie, maar deur getrouheid aan 'n groter doel as jouself. Amen.